Het jy al ooit daaraan gedink dat Jesus spesifiek vir jou gebid het? As sy disipel, is sy gebed in Johannes 17 ook vir jou. Dis tyd vir vroue met waagmoed. Kuier saam met my, Marina Meiburg, uit God se woord. Hallo, kosbare vriendin. Ag, ek is so bly om vandag weer saam met jou te kuier. Hoe gaan dit met jou? Ek wil jou bietjie aanmoedig om iets hieronder in die kommentaar te skryf. Dit maak ons kuiertyd sommer maar net lekker spesiaal en interaktief. En soos wat jy my naam ken, wil ek ook graag weet met wie ek gesels. Wat is jou naam? Waar kom jy vandaan? Stel jou 'n bietjie aan my voor. Dit maak dit sommer net baie lekker. Verlede week het ons gesels oor 'n kerk met hande en voete. As jy dit nie geluister het nie, luister dit asseblief. Dit gaan help dat jy vandag se podcast baie beter verstaan as ek daarna terugverwys. So vandag wil ek met jou kuier oor Jesus bid vir jou uit Johannes 17. Nou Johannes 17 het 'n baie spesiale boodskap. Kom ek vertel jou hoekom, terwyl ek so bietjie uit die huis uit praat. Saterdag is normaalweg vir ons 'n voorbereidingsdag, en terwyl ek besig was met die voorbereiding vir vandag se podcast, stuur Fanie vir my 'n WhatsApp vir die grafiese werk wat ek moet doen vir gister se preek uit Johannes 17. Ek staan op en stap na hom toe en ek sê vir hom, ek praat maandag oor Johannes 17, waarop hy lag en sê, wel, ek praat ook volgende week oor Johannes 17 en ek is besig met 'n reeks uit Johannes 17. So vriendin, ek glo die Here het vir ons almal 'n spesiale boodskap uit Johannes 17. Maar kom ons sien 'n bietjie uit Johannes 17. Wat is vandag se boodskap vir ons? Jesus is aan die woord. Hy is besig om met die Vader te praat en hy bid vir sy disippels. En soos ek reeds gesê het in die inleiding, as jy 'n disipel van Jesus is, dan is hierdie gebed ook vir jou. Kom ons spring eers daar na die middel toe. Vers 15. Jesus bid, ek bid nie dat u hulle, dit is nou die disippels, uit die wêreld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. Vers 17. Heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. Vers 18. Soos u my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur. Nou wil ek vir jou 2 ander verse lees en dan kom ons terug na hierdie 3 verse wat ons gelees het. Eerste vers 5. En nou Vader, verheerlik my by u self met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld was. En dan vers 22, en ek het hulle die heerlikheid gegee wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Vriendin, hoor jy mooi wat Jesus bid? Hy vra dat die Vader hom verheerlik met die heerlikheid wat hy gehad het, voordat hy na die aarde toe gekom het, nog voordat die aarde gemaak was. Hemelse heerlikheid. En dan sê hy, dat hy daardie selfde heerlikheid aan jou en my gegee het. Hoekom? Sodat ons een kan wees, soos wat Jesus met die Vader een is. Dit is hierdie heerlikheid wat eenheid bring en 'n kerk met hande en voete vestig. Nie 'n gebou nie, maar ek en jy wat sy opdrag, wat ons stuur na die wêreld, in eenheid uitleef, soos wat die Vader hom na die wêreld toe gestuur het. Hoe het Jesus in die wêreld geleef en wat het hy gedoen? Dis iets wat ek en jy beslis 'n bietjie kan ondersoek, want sy opdrag van die Vader is ook ons opdrag in die wêreld. Nou toe kom ons gaan gou terug na die eerste gedeelte van Jesus se gebed wat ons gelees het. Kyk met hoeveel liefde en deernis, ek wil amper sê
pleit Jesus by die Vader vir sy disippels. Hy sê dat hy nie vir die Vader vra om sy disippels uit die wêreld weg te neem nie, want dit is ons opdrag, nê? Maar dat die Vader ons van die bose sal bewaar. Vriendin, Jesus verstaan wat ons beleef. Hy ken versoeking, verwerping en verraad, selfs deur iemand naby aan hom, soos Judas. Hy was self deur die duiwel in die woestyn versoek. Hy verstaan dit. Daarom bid hy vir ons beskerming en genade. Hy weet die stryd is werklik, maar hy gee ons die krag om te volhard daarin. Verder vra hy dat die waarheid van die woord ons heilig. Dit beteken dat soos ons die woord lees, dit vir ons oopgaan, dat ons dit verstaan en dat dit 'n lewende werklikheid vir ons word. Jy weet, as die woord vir jou 'n lewende werklikheid word, heilig dit jou. Dit maak outomaties van jou 'n kerk met hande en voete. En nou die kersie op die koek vir my. Vers 20. Jesus bid, maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. Vriendin, Jesus bid reeds vir elke siel wat deur jou en my in hom sal glo. Is dit nie wonderlik nie? Hoe kan ek en jy dan passief wees? Hoe kan ons terugsit dat iemand anders mense aanraak met die goeie nuus van Jesus Christus? Ek en jy moet 'n hande en voete kerk wees, vriendin. Hoe kan ons anders? Die ongereddes in jou huis, die by die werk, die in jou omgewing, die een wat voor of agter jou staan in die ry. Dit is ons werk. Jesus het reeds vir die mense gebid wat nog tot geloof gaan kom deur jou getuienis. Dis wonderlike nuus. Al wat ons moet doen, ons moet net die hande en voete wees wat na hulle toe uitreik. Omgee, liefde en kompassie maak harte oop en ontvanklik vir die woord van God. Jy weet nie, die een wat Jesus die nodigste het, sal nie noodwendig Sondag in die kerk sit om die preek te hoor nie. Jou hande en voete, tesame met jou leefstyl in die heerlikheid van die waarheid van die woord, is die voetpad wat die wêreld na Jesus Christus toe lei. 'n Wêreld waarvoor hy al reeds gebid het. So vriendin, ek wil jou aanmoedig, kom ons leef waardig die heerlikheid wat hy aan ons gegee het. Daardie selfde heerlikheid wat die Vader aan hom gegee het. Vader, ek bid vir my vriendin en ek dank U dat die waarheid van die woord 'n lewende werklikheid in haar lewe sal wees, soos wat sy die woord lees en leef. Dankie dat U waagmoed aan haar hart plaas om 'n kerk met hande en voete te wees in hierdie wêreld. Amen. Nou toe vriendin, ons kuier Woensdag verder in Engels. Seën vir die week.